Geliefdes in die Here, ons sit ons reeks preke uit die tweede brief van die Tessalonisense voort. En ons lees die tweede brief van die Tessalonisense, hoofstuk 1, van vers 1 af. Van Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd vir julle dank, broers, en dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe. En sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle aan al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. God is tog regverdig. Al die mense onder wie julle nou so ly, sal hy as straf ook laat ly. En aan julle lyding en onsin sal hy 'n einde maak, wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. En dan ons teksverse, vers 10 tot 12. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom, om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het, en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word, en julle deur hom, in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus. Daarmee saam lees ons Sondag 47 van die Heidelbergse Katekismus. Wat is die eerste bede van die Ons Vader gebed? Laat u naam geheilig word. Dit is gee allereers dat ons u reg ken, dat ons u heilig roem en prys in al die werke, waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. Waarom bestaan die kerk? Wat is die doel met die kerk? Wat is ons roeping? Hoekom behoort ek aan 'n kerk? Wat is my doel met lidmaat wees van die kerk? Wat wil ek met my lidmaat wees van die kerk bereik? Geliefdes, dit is alles vrae wat 2 Tessalonisense 1 vir ons beantwoord. Ons weet dat dit wat Jesus en sy apostels vir die kerk bid in die Bybel, is ook die dinge waarna die kerk moet streef. As Paulus byvoorbeeld bid, mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word. Dan kan ons daaruit aflei, die kerk se hoofdoel is om God se naam te verheerlik.
Alles wat geskape is, bestaan sodat God verheerlik kan word. Veral ook die kerk bestaan sodat God verheerlik sal word. As ek aan die kerk behoort, dan behoort my hoofdoel te wees om God te verheerlik. Ek bestaan sodat God deur my verheerlik kan word. Ek behoort aan die kerk sodat ek ook deur my lidmaat wees van die kerk God kan verheerlik. Ja, ons dink baie keer, God bestaan om my te help. Sy kerk bestaan om my te bedien. Dis 'n algemene fout in ons samelewing vandag om te dink, alles gaan oor my. Ek is die middelpunt en alles draai rondom my en rondom my begeertes en my behoeftes en my drome. Maar die Bybel sê, alles gaan oor God en sy eer. Dit is andersom as wat baie mense dink. Jy bestaan om God te verheerlik en jy behoort aan die kerk om God te dien en te vereer. En dan die verrassing. Ons kan dit net voluit doen as ons glo dat Jesus Christus weer gaan kom. Ja, geliefdes, ons skrifgedeelte sê, ons moet alles sien teen die agtergrond van Jesus se wederkoms. 1 en 2 Tessalonisense word dikwels die wederkomsbriewe genoem. As ons die inhoud van 2 Tessalonisense tematies ontleed, dan sien ons dit lyk so. Hoofstuk 1 gaan oor die finale oordeel oor sondaars met die wederkoms. Hoofstuk 2 gaan oor die tydstip van die wederkoms en die wettelose mens, die anti-kris. Hoofstuk 3 gaan oor die oproep om te bid en te werk in die lig van die wederkoms. Ook ons teks word aan die wederkoms verbind. In vers 10 word verkondig dat Jesus weer kom, en dan sê vers 11, daarom bid ons vir julle, of soos die direkte vertaling dit ook vertaal met die oog hierop, bid ons vir julle. Christus se koms in die toekoms beïnvloed dus al ons lewens vandag. So Paulus sê, hy bid juis hierdie teks, hierdie gebed, met die oog daarop, dat Jesus Christus op pad is. Nou ons dink baie keer, dat ons vir altyd hier op aarde gaan lewe, dat ons honderde jare oud gaan word. Daar is genoeg tyd om eers my dinge in die lewe te doen. God se dinge kan maar so 'n bietjie wag. Later sal daar wel tyd wees om God te dien. Nou leef ek eers vir my saak, my beroep, my sukses, my welvaart, my aftrede. Later sal daar genoeg tyd wees vir God se saak. Nou leef ek eers sodat ek verheerlik kan word. Later as daar tyd oor is, sal ek so lewe dat God verheerlik kan word. Maar geliefdes, as ons besef, alles gaan nie maar altyd so bly soos wat ons gewoond is nie. Want Jesus gaan weer kom en dan gaan die eindoordeel plaasvind. Dan dink ons anders oor hierdie dinge. Daar gaan 'n afsnypunt kom aan alles op aarde. Daar is 'n sperdatum vir die lewe soos ons dit nou ken. En omdat ek nie weet wanneer die sperdatum is nie, moet ek so lewe dat dit vandag of môre kan wees. Ons weet mos, as ons 'n taak kry om te voltooi, maar daar word geen sperdatum gestel nie, dan kan dit baie maklik gebeur dat ons sleepvoet of glad nie daaraan aandag gee nie. Maar as ons weet môre moet die taak voltooi wees, dan werk ons ekstra hard
om voor môre klaar te wees. Ons kinders weet mos, as juffrou in die skool sê, leer hierdie, dan neem ons dit nie so ernstig op as wanneer sy sê, leer hierdie want môre skryf julle toets nie. Daar is 'n verskil tussen om iets net te leer en om iets te leer vir môre se toets. As ek weet ek skryf môre toets, sal ek beslis harder en meer gefokus leer. Dan weet ek ook ek kan nie uitstel nie. Ek moet vandag iets daaraan doen. En daarom moet ons alles sien in die lig daarvan dat Jesus weer gaan kom. Hy gaan kom om te oordeel en om sy kinders vry te spreek, soos ons in die vorige preek gehoor het. Die woord sê mos, dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd uitgeban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Daar lê dus vir ons almal 'n toets voor. En dit is die belangrikste toets ooit vir enige mens. Jesus Christus gaan kom en almal se lewens beoordeel. As gelowige het ek egter die troos dat ek vrygespreek sal word, omdat my Here Jesus klaar in my plek veroordeel was, en hy is die regter wat kom. Paulus skryf in vers 10, dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Ja, hierin is daar so 'n groot troos. Almal wat die woord van God glo, sal dit ook beleef en die heerlikheid van die Here sien. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo, ons prediking geglo. En daarom bid Paulus vir die gemeente. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het, en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word, en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus. God doen dit. Hy maak 'n mens waardig vir verlossing. Maar ons moet daarvoor bid dat dit gedoen sal word. Omdat hy ons verlos het, wil ons hom uit dankbaarheid in alles verheerlik. Want Christus het klaar die groot toets in my plek vir my geslaag. Hy sal my onwaardige sondaar ook waardig maak om die groot toets te slaag. Geliefdes, as Paulus daarvoor bid, dan moet ons ook daarvoor bid. Gebed is die skakel tussen dit wat is en dit wat moet wees. Ons Here Jesus gaan verheerlik en bewonder word met sy wederkoms. Elke gelowige moet dit egter nou al doen. Dis ons hoofdoel op aarde. As ons hoofdoel op aarde is om God te verheerlik, dan moet ons ook daarvoor bid. God het die 3de gebod aan ons gegee wat sê dat ons sy naam in alles moet verheerlik. En ons Here Jesus het ons immers ook geleer om te bid, laat u naam geheilig word. Die katekismes sê om die 3de gebod te gehoorsaam beteken dat ons God se naam nie mag laster of misbruik nie, dat ons ook nie mag stil bly wanneer ons daarvan te hore kom nie. Ons mag nie die Heilige Gees, die heilige naam van God anders as met vrees en eerbied gebruik nie. Hy moet deur ons reg bely en aangeroep word, en ons moet hom in al ons woorde en werke prys. Ons moet hom in
al ons woorde en werke prys. Dit is hoe ons lewe in afwagting van sy wederkoms moet lyk. Die katekisme sê verder, die bede dat God se naam geheilig sal word, is 'n gebed dat ek en my medegelowiges God reg sal ken, dat ek hom sal heilig, roem en prys, dat ek alles in die stryd sal werp, dat God se naam nie deur my toedoen gelaster sal word nie, maar geprys sal word. Dis baie duidelik, die derde bede is nie 'n gebed dat God self sy naam sal verheerlik nie, maar dis 'n gebed dat ek en my medegelowiges God se naam sal verheerlik. Dis in die eerste plek ook nie 'n gebed dat ander mense God sal verheerlik nie, maar dat ek dit sal doen. As ek dus hierdie gebed bid, laat u naam verheerlik word, geheilig word, dan kan ek nie maar net rustig agteroor sit en alles aan ander mense oorlaat nie. Nee, ek moet my moue oprol en God se naam begin verheerlik, aktief. Ek moet die derde gebod aktief gehoorsaam. Dis my hoofdoel op aarde en dis die hoofdoel van die kerk. Ek moet dus bid dat God my en die gemeente daarin sal lei en bystaan om hom in alles te prys en te verheerlik. Ek moet dus dieselfde gesindheid as Paulus in Filippense 1 vers 20 hê, waar hy sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Iemand wat sê hy is 'n Christen, maar nie leef soos 'n Christen nie, deur willens en wetens God se gebooie oortree, so iemand doen God se naam oneer aan, laster God se naam, oortree die derde gebod. Hy behoort daarom die eerste bede, laat u naam geheilig word, meer te bid. Maar geliefdes, hoe verheerlik ek persoonlik en ons as gemeente die Here? In ons teks bid Paulus, mag God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het, en mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word. God wat so ons lewens verander deur sy woord en gees, dat ons hom verheerlik in alles wat ons doen. Onder sy leiding moet ons lief wees vir die goeie en moet ons werk in die geloof, aktief dade van dankbaarheid doen. Dan is ons besig om God te verheerlik. Ware geloof lei tot dankbare werk in diens van die Here, sy kerk en sy koninkryk. In vers 11 lees ons dus van voornemens, die liefde vir die goeie, al ons goeie begeertes, en van geloofsdade, die werk van ons geloof. Om iets te besluit word eers 'n werklikheid as ek daardie besluit uitvoer. En dit is wat Paulus vir die gemeente bid, mag God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het, mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. Ons goeie begeertes en voornemens moet oorgaan in geloofsdade onder leiding van die Heilige Gees. God self sal dit volkome maak. As ek God wil verheerlik, moet ek dus lief wees vir die goeie van God se saak, maar hierdie liefde moet oorgaan in dade vir God se saak. Die voornemens
die besluite moet gedoen en geleef en uitgevoer word. En is dit nie juis hier waar ons baie keer tekort skiet nie? Is dit nie hier waar ons God se naam oneer aandoen in plaas van heilig nie? Ons goeie voornemens gaan nie altyd oor in dade van dankbaarheid nie. Kom ons raak 'n bietjie prakties. As my hoofdoel op aarde is om God te verheerlik, en as die hoofdoel van my lidmaat wees van die kerk van die Here is om God te verheerlik, dan is daar baie dinge in my lewe wat moet verander. Ek moet besef, die hoofrede waarom ek eredienste bywoon, is om God te verheerlik. As ek wegbly van 'n erediens, dan laat ek 'n geleentheid om God te verheerlik verbygaan. Die hoofrede waarom ek my beroep beoefen, is om die Here te verheerlik. As ek my werk nie doen om God daarmee te verheerlik nie, dan doen ek dit om die verkeerde rede. As ek 'n dankoffer gee om enige ander rede as om God te verheerlik, dan gee ek dit om die verkeerde redes. As ek kies om nie dankoffers te gee, of om gebrekkige dankoffers te gee, dan laat ek 'n geleentheid verbygaan om die Here te verheerlik. As ek katekisasie bywoon, dan doen ek dit in die eerste plek om die Here te verheerlik. As ek na die geestelike behoeftes van my gesin of my wijk omsien, dan doen ek dit om die Here te verheerlik. As ek ontspan of vakansie hou of saam met vriende is, moet ek dit ook so doen dat God verheerlik word. As ek iemand vermaan, moet ek dit so doen dat God verheerlik word. En as ek vermaan word, moet ek dit so aanvaar dat God verheerlik kan word. Liefdes, die kerk het baie take op aarde. Ons moet mekaar lief hê, ons moet die woord uitdra, ons moet verderf in die wêreld teenwerk, ons moet na mekaar uitreik en ons moet na die wêreld uitreik, noem maar op. Maar dit moet alles onder hierdie een hoofdoel gebeur, om God uit dankbaarheid te verheerlik. Hoe kan ek so verander dat ek dit reg kry om God in alles te verheerlik? Hoe kan ons 'n gemeente wees wat God in alles verheerlik? Geliefdes, daar is maar net een manier. Ons moet daarvoor bid. Net God kan ons verander om dit te doen. En daarom bid Paulus vir die gemeente, mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. So sal die naam van die Here Jesus deur julle verheerlik word. Mag ons God julle waardig maak. Mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van julle geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word. Geliefdes, sonder God kan ons niks doen nie. Sonder God is ons hopeloos en hulpeloos. Sonder God kan ons nie glo nie. Sonder hom is ons onwaardig om sy kinders genoem te word. Sonder hom sal daar geen geloofsdade wees nie. Hy en hy alleen kan ons waardig maak vir die lewe waartoe hy ons geroep het. Letterlik bid Paulus, mag ons God julle waardig ag vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Ja, ons is in onsself sondig en onwaardig. Ons verdien niks by God nie. Ons is nie eens werd om sy kinders genoem te word nie. Al wat ons verdien is die ewige verdoemenis. Maar God sien ons anders. Hy kyk deur die bloed van sy seun, Jesus Christus, na ons. Hy ag ons waardig om sy kinders te wees, want ons sondes is betaal.
En ons is nou nuwe mense. Ja, hier sien ons hoe groot God se genade is. Hy maak sondaars waardig deur die bloed van sy seun, sodat hy hulle waardig kan ag. Hy maak my waardig, sodat hy my waardig kan ag. Hy weet ook dat ons liefde vir die goeie, maar baie gebrekkig is. Ons liefde vir die slegte is gewoonlik groter en sterker as ons liefde vir die goeie. Hy weet dat die werk van ons geloof ook maar effentjies is. Ons werk gewoonlik harder in aardse dinge as in die geloof. Maar in Christus maak hy my deur sy krag, maak hy ons liefde en goeie werke van ons geloof volkome. Dit wat gebrekkig is in ons, kan hy alleen volkome maak. En daarom moet ons ook daarvoor bid. Daarom behoort ek ook elke dag te bid. Here, maak my en my medegelowiges ook waardig vir die lewe waartoe U ons geroep het, sodat U ons ook waardig mag ag vir die lewe waartoe U ons geroep het. Lei ons om U nou al te verheerlik, want ons weet, ons Here Jesus gaan in heerlikheid kom. Maak ook deur U krag my en my medelidmate se gebrekkige liefde vir die goeie en die gebrekkige werk van ons geloof volkome. Ons bid dit van U, want ons weet net U kan dit doen. Alleen met God se hulp en bystand deur sy Gees kan ons beantwoord aan ons hoofdoel om God in alles te verheerlik. Alleen so sal ons en ons lidmaat wees van kerk van die Here nie 'n verleentheid wees nie, maar 'n verheerliking van God se naam. Liefdes, onthou altyd, my hoofdoel op aarde is om God te verheerlik. Die hoofdoel van ons gemeente is om God te verheerlik. As ons in ons doel wil slaag, dan moet ons daarvoor bid. Dis al manier. Bid daarvoor en begin om dit te doen. En die tyd hiervoor loop uit, want ons Here Jesus is op pad. Die wat die Here nou al verheerlik, sal hom ook verheerlik die dag as hy op die wolke verskyn. Die woord sê, dit sal alles gebeur op die dag wanneer hy kom, om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir U woord. En dat die woord ons opnuut weer wys wat ons hoogste doel op aarde is. En daarom bid ons, maak ons en ons medegelowiges ook waardig vir die lewe waartoe U ons geroep het, sodat U ons ook waardig mag ag vir die lewe waartoe U ons geroep het. Lei ons om U nou al te verheerlik in alles, want ons weet ons Here Jesus Christus gaan in heerlikheid terugkom. Maak ook deur U krag my en my medelidmate se gebrekkige liefde vir die goeie en die gebrekkige werk van ons geloof volkome. Ons bid dit van U, want ons weet net U kan dit doen. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsange aankondig.
Geliefdes, in Efesiërs 3 lees ons nog 'n gebed vir die kerke, en dit is skrifbereiming 75. Ons sing al 4 die verse, skrifbereiming 75. In vers 4 sing ons: aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink, aan hom die Here, bring ons in Christus ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk. Skrifbereiming 75, al 4 die verse, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.